This is an SABC News presentation. Goeienaand, welkom by Fokus op die eerste Sondag van 2014. Ek is Lenet Francis. Daar bestaan groot onsekerheid oor die toekoms van die Tankwa-bok weens wrywing tussen die Noord-Kaapse regering en Sanparke en Toerisme in Nababi kry 'n hupstoot. Moedelose inwoners van sekere woonbuurte op die Kaapse vlakte doen 'n dringende beroep op die stad Kaapstad om dwelmhandel finaal uit te roei. Dwelmbase is toenemend besig om onskuldige inwoners se huise af te vat en in dwelmhuise te ontskep. Inwoners sê hulle het al die probleem onder owerhede se aandag gebring, maar min word hier aangedoen. Hier is regisseur Keith Seister en kameraman Eddie Stemmet se verslag uit die Kaap. Die Kaapse vlakte. Hier in woonbuurte soos Bontheuwel word al meer munisipale huise op skelm en agteraf maniere deur dwelmhandelaars van veerlose arm inwoners geneem. Die huise word dan gebruik vir dwelmbedrywighede. Nou, hierdie inwoners het verskeie pogings aangewend om hulle huise uit die grepe van hierdie dwelmhandelaars te kry. Nie die Kaapse munisipaliteit of die polisie hier kon help nie. Om die waarheid te sê, polisie doen totaal niks. Niks vir ons nie. Jy kan bel 2, 3 tot 4 keer tot 5 keer. Hulle kom net nie. As hulle besluit om te kom, dan tel hulle die persoon op of hulle ry net 'n sirkel as jy daar loop die mense maar weer. Hulle doen niks. Niks doen hulle nie. Ons wil net hê die drugs moet eindig kry, want dit kan nie so aangaan nie. Het vervuil die kinders se lewens en ewens groot mense en dit kos die steelery, die inbrekery, die crime rate en dit kan net nie so aangaan nie. Die kinders loop so zombies. Hulle loop soos daar nie krag in hulle liggaam is nie. Kinders loop en jy kan sommer sien hulle is die kinders, die ene se lippe is potblou, die kind loop of daar nie meer krag in die kind se liggaam is nie. So lyk die kinders, jy ken hulle sommer uit. En hulle breek die huise in. Breek mense se plekke in, steel. Hulle doen net van alles. Die stad Kaapstad sê hulle doen alles in hul vermoë om die huise uit die hande van gewetenlose dwelmbase terug te kry. Hulle ondersoek op die oomblik meer as 50 soortgelyke sake in die Kaapse metropool. Madam Councillor, what is the City Council doing about the situation in Bontheuwel where alleged drug dealers have taken over an elderly lady's house? This case has been reported by the community members who said that the tenant sold the house. First of all, I just want to highlight that the tenant was not supposed to sell that house because it's the property of the city of Cape Town. But she sold the house to these people. According to the community members, they are dealing with drugs and antisocial behavior. What we've done at the city of Cape Town, obviously we have to go and assess the situation and interview people and the community members. So that has happened. And legal department also assisted us together with SEPS and law enforcement. They have been given the notice to vacate the area. What are you doing for that lady? Because apparently, as you say, she cannot move back into the house now. Obviously, I will expect the officials to go to her, assess the situation, because now she's staying at the back. She's a backyarder now. But what I've decided to do is that we will be assessing the situation and check how sick she is. But in my mind, I think I will be allowing her to go and stay in one of our old age, because if she is sick, obviously she cannot stay alone in that house, and she must also get help. And about the drug dealers, what is City Council going to do about them? They will have to be evicted somehow, but legal is assisting us on that matter. In Bridgetown Athlone sukkel 'n familie ook om dwelmhandelaars uit hul huis te kry. Al huis is intussen verkoop, maar die dwelmsmouse weier om te trek. Is dit vir jou en die gemeenskap 'n groot probleem wat daar gebeur? 'n Baie groot probleem. As eintlik hartseer om te sien wat gebeur alles daarso. Hoe die drugs verkoop word, hoe die drugs uitgedra word. Hoekom trek die vrou net uit?
Sy wil nie uittrek nie, want sy wil 3 months notice hê, 3 maande notice hê voor sy gaan uittrek. En hulle hou eintlik nou die geld agter, because die owner van die huis wil intrek en sy gaan nie intrek as die mense nie getrek het nie. Watse ander metodes het julle probeer om haar uit te kry? Na wie toe het julle gegaan? Ek was al oral gewees. Overal. Ek was by City Police al, ek was al by die Kaapen gewees al, ek was by Bridgetown Civic gewees, ek was by Athlone Civic, ek was by die Council gewees al. Ek as raad op die Neighborhood Watch het ook al vir my gehelp al. En nie van Luna het ook al vir my gehelp al. En het sien net dat ons kry net elke keer prikkels, die polisie kan nie vir ons help nie. Die bekommerde gemeenskappe hoop dat die staatsraad daad by die woord gaan voeg en die beweerde onwettige dwelmhandelaars uit hul huise gaan verwyder, sodat hul woonbuurte weer tot normaal kan terugkeer. Net hierna, onsekerheid oor die toekoms van die Tankwa-bok bly ingeskakel. Welkom terug. 'n Kopstampry tussen Sanparke en die Noord-Kaapse provinsiale regering is besig om hom in die Tankwa Karoo Nasionale Park in die Noord-Kaap en Wes-Kaap af te speel. En in die middel van die stryery is 'n klomp bergbokke, bekend as die Tankwa-bokke. Die bokke leef al vir meer as 80 jaar wild in die berge in die park. Sanparke wil hulle nou uit die park verwyder en dreig om hulle dalk binnekort te skiet, terwyl amptenare van die Noord-Kaapse provinsiale landboudepartement meen hulle is inheems en uniek en hoort in die park. Spesialistregisseur Dani Juffers het die park onlangs besoek en berig dat die Tankwa-bokke inderdaad op geleende tyd in die berge rondloop. Hier is sy verslag. Dit is vroegoggend op 'n bedrywige proefplaas buite Carnarvon in die Noord-Kaap. 'n Span navorsers en dierekundiges is besig met 'n langtermynprojek wat moontlik 'n groot waarde vir toekomstige veeboere kan inhou. So 'n populasie wat ontwikkel het op sy eie onder natuurlike omstandighede, besit eienskappe wat dalk nie meer in ons kommersiële rasse is nie en wat tot voordeel van die boerdery en die bedryf gebruik kan word. Die toegewyde span is egter besig om teen kosbare tyd te werk, want die oorsprong van hulle studiebron is nou ernstig in die weegskaal. As ons die bokke moet doodskiet, as dit die manier is nadat ons dit geondersoek het, dan sal ons dit ook doen. En in die dreigende spervuur staan die Tankwa-bok, 'n geharde wilde boksoort wat sterk ooreenkomste toon met die meer bekende boer- en angora-bokke. Die bergbokke word nou in hulle huidige natuurlike omgewing bedreig en kan moontlik binne weke daar uitgewis word. En dit is waar die storie van die unieke Tankwa-bok begin, honderde kilometers weswaarts in die Tankwa Karoo Nasionale Park naby Kalvinia. Die Tankwa Karoo Nasionale Park is 'n uitgestrekte en indrukwekkende gebied en beslaan reeds sowat 150 000 hektaar. En dit is in die berge agter my, die Roggeveldberge, waar die omstrede Tankwa-bokke voorkom. Appie se kraal is vandag prioriteit nommer 1. Fokus het vroegoggend die klipprige steiltes van die berg saam met lede van die Noord-Kaapse Provinsiale Landboudepartement, die Nasionale Dieretuin van Suid-Afrika en die Universiteit van die Wes-Kaap aangepak op soek na die ontwykende Tankwa-bokke. Met 'n warm dagtemperatuur wat vinnig tot in die middel 30 klim, was dit gou duidelik dat die span se taak 'n uiters moeilike en uitputtende een gaan wees. En dit was waarskynlik die span se laaste kans om minstens nog 'n paar van die bedreigde bokke vir hulle navorsingsprojek by Carnarvon te red. Ons probeer van die bokke in 'n vangkraal hier kry. Ons stel veral in die ooe belang, want ons het nie so baie voorheen gevang nie. Met die gevaar dat die goed dalk geskiet gaan word, wil ons graag soveel as moontlik van die genetika uitkry voor ons hulle verloor. Tinus Jonker is die Noord-Kaapse Landboudepartement se diereproduksie-bestuurder. Hy is een van die dryfvere agter pogings om die Tankwa-bokke in die park te hou. Volgens hom is dit egter onmoontlik om al die bokke lewend uit die park te verwyder. Die gevoel is maar nog dat die plek waar die bokke nou is die plek waar hulle moet gelos word en voortgaan om te teel. So as hulle uitgeskiet word, gaan daar genetiese materiaal verlore gaan wat ou nooit weer gaan terugkry nie.
SANParks sit egter voet neer en meen die tankwa-bokke is weliswaar 'n interessante verskynsel, maar geensins uniek nie. En 'n besluit is reeds geneem om hulle binnekort permanent uit die park te verwyder. SANParks sal dit doen, ons is verantwoordelik daarvoor, volgens wetgewing soos ek reeds vir jou gesê het, so SANParks sal dit definitief doen, die verwydering van die bokke. Maar ons sal dit ook te enige tyd in samewerking doen met tieners hulle, dat as hulle dan nog van die genetiese materiaal miskien wil hê, wanneer die bokke verwyder word, dat hulle dit kan kry. Ons sal ten volle met hulle saamwerk, soos en wanneer ons dit doen, en as daar 'n manier is waarop ons dit kan doen en kan saamwerk. So dit gaan nie 'n geval wees waar julle letterlik die goed net gaan doodskiet nie. Daar gaan 'n spesifieke manier wees wat julle dit gaan benader net kon. As ons die bokke moet doodskiet, as dit die manier is nadat ons dit geondersoek het, dan sal ons dit ook doen. Tieners hulle het reeds van die bokke al doodgeskiet om genetiese materiaal te kry, semen te versamel en so voorts, om van die genetiese materiaal te kry. So as dit die manier is hoe ons dit moet doen, dan sal ons die bokke doodskiet, ja. Volgens SANParks veroorsaak die bokke 'n wanbalans in die ekosisteem en verdryf dit ander kleiner inheemse boksoorte. Hulle selekteer spesifiek jou jong groei wat plaasvind in die veld in. Wat dan veroorsaak dat hulle vreet hierdie jong groei weg. Hierdie plante kan nie reproduseer nie, hulle vreet hom basies dood. Dit veroorsaak dat jou plantegroei wat in jou veld is progressief verouder met tyd, omdat jy nie die geleentheid kry vir jou jong groei om te ontwikkel in jou jong plante om wel te ontwikkel nie. So dis basies die impak wat hulle het. So hulle veroorsaak 'n wanbalans in jou natuurlike ekosisteem wat jy probeer bewaar. Ons gevoel is dat as ou die getalle kan beheer in 'n mate deur bokke te vang met passiewe metodes, kan jy die getalle beheer sodat hulle nie skade aan die omgewing aanrig nie. Hy is definitief nie inheems aan Suid-Afrika nie. Hy het nooit in 'n vrylewende staat binne die grense van die republiek voorgekom nie, so hy's deur die mens ingebring hier. Dit is 'n uitheemse spesies. Om die tankwa bergbok in sy natuurlike omgewing hoog teen die kranse in die Roggeveldberge af te neem, is 'n uiters moeilike taak. Fokus moes dus geduldig wag terwyl 'n span bokvangers vir ure spook om 'n groepie ski-tankwa bokke aan te keer. Ja, ek dink jy het vandag 'n goeie idee gekry as jy nou daai kraanse bo sien teen die gesigslyn. Dis waar ons probeer om die bokke net onder daai kraanse om te jaag en dan beweeg hulle agterom tot hier reg agter ons in hierdie hoeke. Die vorige eienaar, meneer Augustyn, 'n vangkraal gebou waar ons dan die bokke injaag en dan moet ons hulle teen hierdie berg afkry onder tot waar hulle by 'n voertuig kan kry. So dit is maar 'n groot operasie. En toe laatmiddag kom die uitgeputte bokvangers een vir een met hulle kosbare vangs teen die klipperige bergsteiltes af. Dis baie harde werk, maar dis baie lekker. Baie goedjies wat 'n mens sien en avontuurlustig en adrenalien en alles, maar op die ou nou is dit die moeite werd. 'n Spesiale glydraad word egter gebruik om die groter en uiters onwillige diere na gelykgrond en 'n wagtende voertuig te neem. Die vakkatiere. Ek het hom nou voor afgelewer tot by hier. Die tankwa bokke is toe per pad na die navorsingsstasie buite Carnarvon vervoer. Dosyne bokke is reeds tydens vorige besoeke aan die park gevang en gereelde navorsing word al geruime tyd gedoen om te bepaal of die tankwa bok inderdaad uniek is. Net hierna, 'n groen emmer projek sorg vir groot vreugde in Pretoria. Bly ingeskakel. Welkom terug. Sowat 8 kinderhuise reg oor die land sal baat by die burgerregteorganisasie AfriForum se Groen Emmer projek. Die doel van die projek is om skryfbehoeftes en kos aan kinderhuise te verskaf. Hier is fokusregisseur Jeroen Vullis en kameraman Sam Sibi se verslag uit Pretoria.
Die Louis Botha kinderreis in Pretoria is een van 8 wat volgende jaar deur die projek sal baatvind. Daar is sowat 90 kinders wat deur die hof by die kinderreis geplaas is. 8 moeders is hier werksaam en moet maandeliks met R6.000 elk spreekwoordelik die pot aan die kook hou. Ons het klere nodig vir die kinders, ons het kos nodig vir die kinders. So enige iets wat enige persoon in sy omgewing nodig het ons nodig. Ons werk op 'n begroting. 'n Huisouer ontvang R6.000 'n maand om haar huis te onderhou en dit sluit dan in skoonmaakmiddels, toiletware en kruideniersware. Nou R6.000 om 15 mense te versorg is absoluut onmoontlik. Wat in die emmers is maar jou dood ordinêre goederes wat ons as alledaags vat. Tandepasta, tandeborsels, nie bederfbare voedsel, skeermesse, calculators, penne, potlode. Soos ek sê, alles wat 'n mens as alledaags vat, maar dis goed wat die kinders nodig het en dit wys net hoe groot die behoefte regtig is. Maria sê die projek is op die been gebring juis omdat sekere kinderreise sukkel om kop bo water te hou. Van borge veral vir hierdie spesifieke projek is ons heeltemal baie afhanklik. Ons het regtig baie borgskap nodig. Want ons is besig met ander projekte ook by die jeug wat nou nie kan ek sê liefdadigheid georiënteerd is nie, maar nou bietjie meer in 'n ander rigting verg. So met borgskappe spesifiek vir die Groen Emmer projek het ons definitief baie nodig. Kinderreise soos die is van kardinale belang omdat die kinders wees is of ander tydelik uit hul ouers se sorg verwyder is. Die 15-jarige seun is die afgelope 9 jaar in die kinderreis. Ek dink baie lekker plek, ek het hier groot geword, baie memories hierso. Ek ben as jy baie mense ken, is dit nogal baie lekker hierso. Hy meen die kinderreis bied baie geleenthede vir ontwikkeling. Ons kry baie geleenthede in die kinderreis. 'n voorbeeld daarvan is ons het 'n Scuba projek wat hulle begin het. Hulle probeer te kwalifiseer tot op die hoogste vlak. So, ons het al 'n paar kinders wat nou al DM's doen wat volgende jaar of Vloot toe gaan of Rooisee toe gaan of dalk in Mauritius kan gaan werk. So hulle probeer maar vir jou werk te kry waar hulle kan en hulle maak baie deure vir jou oop. Om te dink, dit vat net een groen emmer met kruideniersware of selfs skryfbehoeftes om 'n verskil te maak. Nou 'n groep vroue van Nababib in Namakoland is vasbeslote om die myndorpie se toerisme 'n hupstoot te gee. Die gebied is 'n groot trekpleister tydens die jaarlikse blommeseisoen, maar inwoners sê die dorp bied baie meer as net blomme. Hier is regisseur Keith Suister en kameraman Eddie Stemmet se verslag. Ek is hier in die Namakolandse dorpie Nababib wat oor jare baie bekend was vir hoofsaaklik mynbou, maar met die toemaak van myne het die ekonomie van die dorp in duie gestort. Maar die dorp het 'n baie ryk geskiedenis en nou is 7 van die gemeenskapslede besig om deur toerisme daai geskiedenis weer te laat herleef. Ons het verskillende attraksies op die myn. Ons het heidaglik het ons die Glory Hall, die Miele en die Skag. En dit is projekte wat ons van die grond af geprobeer het op ons manier om hom mos nou te laat floreer. Daar is 'n kort geskiedenis rondom die Glory Hall. Dit was daar waar die mense koper uitgehaal het en die gat het in mekaar geval, waarvan daar 2 werkers op die heuwel geloop het. En hulle het in die gat ingeval en tot vandag toe is hulle se liggame nog nooit gekry nie. En ons wil as toerismeforum wil ons soos 'n gedenkteken daarop sit. Wat kan vir die mense sê, maar die oom en die oom het daar gewerk en dit het veroorsaak dat hy mos nou nie meer saam met ons is nie. Meeste van die mense het nie, soos en hulle kan nie terugkom en sê, maar die myn het dit vir ons mense en God gedoen nie. So ek dink as ons miskien die gedenkteken opsit en sê, maar ter nagedagtenis aan die mense wat gewerk het vir hulle se families en goed, wil ons daarom at least 'n nalatiging los. Ons Nababib mense
Try en kyk om ons so goed op te pas en nie net wil weghardloop na ander plekke toe en goed, want ons het dit self hier. Ons het dit regtig self. So ek sal aanbeveel dat die mense moet kom en hulle moet nie net na so pragtige blomme kom kyk nie. Dit het ons, maar ons het vele meer. En daarmee groet ons, maar onthou kykers se kommentaar en voorstelle is altyd welkom. Skryf net die woord fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons fokusgroep op Facebook en volg ons ook op Twitter by FokusZA. Vir my, Lenet Francis en die res van die Fokusspan, totsiens tot volgende Sondag aand. Mooi bly.